Are you all smiles, hey? Are you all smiles? Can you like a smile say? Hey, are you a smiley bum? Okay, let's sit like this. Oops, daisy. Die idee dat jy jouself in watte moet toedraai wanneer jy swanger is, blyk pure ou vrou stories te wees, of ten minste vir die Pretoria se ma. Tasha Strauss-Maris was kort voor die geboorte van haar dogtertjie nog in die gimnasium. Onder die wakende oog van haar afrigters en met toestemming van haar dokter het sy sowat 'n week voor die geboorte nog gewigte van 25 kg bo haar kop gelig. Ek doen nie dit om vir enigiemand te sê jy kan dit doen, as ek dit kan doen, kan jy dit doen nie. Ek doen dit vir myself. Ek doen dit vir my gesondheid en my beswil. My dokter is heeltemal bewus daarvan dat ek nog oefen. Ek gaan nie enigiets doen om myself of my baba te benadeel nie. Dit is nie naasten by die gewig wat ek gewoond is aan om te doen nie. Ek het gevoel, dit is iets wat ek kan doen. So al lyk dit miskien vir iemand anders asof dit swaar gewigte is, dit was eintlik nie gewees nie. En ek tref ook baie die ooreenkoms tussen die gewigte wat ek mee werk en die gewig van my 3-jarige seentjie. Dis niks anders as ek wat by die huis kom en hy spring in my arms in en ek moet hom optel nie. Ek crossfit ook al vir baie lank. So ek doen nie goed waarmee ek nie gemaklik is nie. Ek het nie nou vir die eerste keer in my swangerskap nou begin crossfit en nou gaan ek aan daarmee nie. Ek is gemaklik met die movements wat ek doen en weer eens, dit is so belangrik dat jou coaches weet wat hulle doen en my coaches weet wat hulle doen. There's a big misconception about that and people generally feel that it's dangerous for a lady to CrossFit while she's pregnant. But on that subject, I always say to someone, a pencil is dangerous if I stick it in my eye, meaning that if you do it correctly and the trainers are developed well enough and they know what they're doing, it is safe because CrossFit is infinitely scalable for anyone and everyone. Ek sê dit is ongemaklik of moeilik nie, maar ek moet my sekere movements maar aanpas. Die maag kom maar die pad partykeer. First trimester, there's no real change. Obviously, we don't want it to take the intensity too high. Second trimester, we take the intensity down a little bit, not to get the heart rate up too high. And then we also start modifying the movements. For instance, we won't do sit-ups where she's on her back. We would take away movements that have the potential of falling. So no jumping onto boxes, no doing pull-ups where she could slip off the bar. And then going into the third trimester, we scale the intensity down way lower. And once again, it's on them to just completely listen to their body and just keep moving as much as possible, not necessarily try and push as hard as possible. Isabella is enkele dae later op 36 weke gebore. Sy het 'n stewige 3.1 kg geweeg. Ma en baba is nog net 4 dae uit die hospitaal ontslaan. Met my vorige swangerskap het ek eers nadat Alexander gebore is, het ek CrossFit begin doen. So voor dit het ek nie vreeslik geoefen nie. Ek sou 5 km of 10 km reise oor naweke gaan doen het, maar dit was omtrent dit. En ek kan verseker 'n groot verskil voel in hoe ek herstel het na Isabella se geboorte. Ek het op dag 2 na die keiser het ek rondgeloop en ek was mobile gewees, so ek kon verseker voel ek is sterker as wat ek met die vorige keiser was. Die feit dat ek geoefen het voor die tyd het my verseker beter voorberei op die keiser of na die keiser. Dit het glad nie 'n negatiewe impak gehad op my of my swangerskap of op die geboorte van Isabella nie. So ek is bly ek het aangehou met dit. Toe ek vir my 6 weke ondersoek by die dokter was, het hy vir my gesê ek kan maar weer begin oefen. En ek het toe laasweek, nou na 7 weke was ek toe terug by die CrossFit gewees. So dit was moeilik, dit was nie maklik nie, want na 7 weke van eintlik net lê en niks doen nie, net baba voed die hele tyd, was dit nogals challenging gewees om terug te wees. Maar ek is nou weer 'n week en 'n half later in dit en ek kan daai muscle memory voel terugkom. Ek wil glad nie my pre-pregnancy body terug hê nie. Dit is nie vir my 'n doel nie. Ek wil my fitness terugkry.